My oupa Grootjie was 'n direkte afstammeling van die 1820 setelaars. Philip Barnes Frost was sy naam. Hy was die eerste stadsklerk van Edenvale. Edenvale was deel van Johannesburg, en toe hy afgestig is as 'n dorp, was my oupa Frost was die eerste stadsklerk, hoofuitvoerende beampte, soos hulle deesdae sê, van daai stadsraad. Nou my oupa Grootjie was 5 voet 3 duim lank. My eie pa was 5 voet 5 duim lank. Julle kan sien hoe lank is ek. Maar hierdie lied het ek by my oupa se begrafnis, het my pa hier in my linkerhand gestaan en my ma in my regterhand. En hulle 2 liedere gesing, wat my oupa Grootjie se geliefde liedere was, Amazing Grace en Rock of Ages. En dis die eerste keer in my lewe wat ek my pa sien huil het. So dit het vir my diep herinneringe en mooi herinneringe. So raak maar gewoon daaraan. As ek die diens lei, dan gaan ons dit sing. Broers en susters, dit is my groot voorreg om die woord van die Here te mag verkondig. Dit is 'n groot verantwoordelikheid ook. En ek vertrou dat ek dit sal kan doen tot eer van die Here. Kom ek bid net vir ons in die verband saam. Ons Hemelse Vader, dit is 'n wonderlike voorreg om die woord in ons eie taal te hê. Dit is 'n wonderlike voorreg om by mekaar te kom, so vry nog in hierdie land. Nie soos die mense daar in Algerië en so baie ander plekke op aarde, wat vervolg word nie, wat nie die vryheid het en die vreugde het, om sommer net ontspanne by mekaar te kan kom, mekaar te kan geniet, U te kan geniet, die woord en die sang te kan geniet. Ag Here, U is goed vir ons. U het vir ons op wonderbare maniere onderneem, en ons eer U daarvoor. Waar ons vandag, Here, wil oorweeg hoe om ons bekommernisse te hanteer, 'n bietjie meer daarna te kyk en dit beter te verstaan, wil ek bid dat U ons harte ontvanklik sal maak, dat U ons sal help om te verstaan waar ons inpas in daardie situasie, watter soort mense ons elkeen individueel is, en wat die pad vorentoe vir ons moet wees, sodat U naam in alles verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, jy weet, ek het nou in die afgelope tyd wat ek gepreek het oor Bybelse of spreekwoorde wat Bybels gefundeer is, gepreek het. En ek dink my doel daarmee was om te wys dat ook in ons spreektaal, ons alledaagse spreektaal, ons dikwels verwys na die Bybel sonder dat ons dit baie keer besef. En dat die Here is daar, en hy is in alle omstandighede vir ons daar. En dit wil ek graag beklemtoon het vir ons. Nou, terwyl ons nou daarmee besig was, en tussentoe in vandag was 'n preek, het daar baie gebeur in die wêreld, nie waar nie, ook hier by ons. Vreeslike reëns en storms en verspoelings en goed. Die oorlog in die Midde-Ooste het nou nog 'n hupstootjie gekry met meneer Trump se inmenging daar, en so aan en so aan. Die wêreld gaan aan, en spreekwoorde gaan aan. En ek wil vandag met julle oor een praat, wat julle dalk nie ken nie, die ouer mense sal, maar die jonger mense sal dalk nie hierdie spreekwoord ken nie. Maar dit gaan oor die vraagstuk in ons lewens, die bekommernis in ons lewe, wat as? Wat as? Nou die spreekwoord lei, wat as die hemel val? En die antwoord is, dan dra ons almal blou kappies. Nou die hemel daar is met 'n klein lettertjie, né? Dis die gewelf, die wat ons sien, en wat blou is. Nou die bedoeling daarvan, hierdie antwoord, dit is 'n ou volksidioom, was om te sê, 'n blou kappie gaan jou niks help nie. Dit gaan jou nie beskerm teen enigiets nie. Jy kan maar wat as tot jy blou word in die gesig, maar wat as niks gaan gebeur nie, 'n blou kappie kan jou nie red nie. Met ander woorde, die vraag van wat as, elke tweede oomblik in jou lewe, is 'n vraag
waarteen jy nie beskerm word as dit jou benadering is nie. Altyd te vra, wat nou? Wat gaan gebeur? Wat as jy daai amper paniekerige lewenswyse het? Want dit is 'n absurde antwoord, nie waar nie. Maar dit is om mense af te wys van oormatige bekommernis. Ons ken almal sulke mense. Miskien is daar selfs van ons wat sulke mense is, wat jou bekommer oor alles. En dit is waaroor ek wil praat vandag. Want dit is baie goed dat ons teologie verstaan. Maar dit is ook baie goed as ons verstaan hoe ons teologie moet toepas. En ek wil hê dat julle moet baie mooi luister. Julle weet ek altyd sê dat jy moet lees en jy moet dink wat jy lees. Jy moet elke woord tel om dit so uit te druk. Maar die Bybel spreek bekommernis as sodanig dikwels en direk aan. Nou waarom sou dit wees? Dis omdat die Here God weet dat mense soos ons bekommernisse het en dat van ons regtig sukkel daarmee om dit te bowe te kom en dit te hanteer. En daarom is daar geweldig baie skrif wat ons daarop wys dat die Here God is in beheer. En hy is bewus daarvan dat ons bekommernisse het en hy het vir ons voorskrifte en aanbevelings oor hoe om dit te hanteer. En dit is waarby ek vandag sal probeer uitkom. Nou, dis baie moeilik om 'n bekommerde persoon 'n mooi titeltjie te gee. En omgekeerd ook vir die ou wat nie bekommer nie. Maar die Engelse is so slim, nee. Julle weet nou, my oupa grootjie was Engels, nee. Hulle die woorde warrior en warrior. So hulle net vir ons daai skyfie wys, dat julle net kan sien. Geringe verskilletjie, né? Die O en die A. Dis al my skyfies daai, hoor. Maar dit help nie as ek hier 'n bekommerde persoon ken en hom probeer help om vir hom te sê, man, ruk jou reg nie. Ek waarborg jou, as jy vir my sê, ruk jou reg, dan ruk ek my op. So, ons weet dit uit ervaring, nie waar nie. Ons weet dit, jy kan nie net vir ou sê, man, ruk jou reg nie. Daar moet iets meer as dit wees, daar moet iets prakties, daar moet iets sinvol wees. Nou, hierdie twee woorde, dink ek verdeel die mensdom, nee, nie op die lelike manier, nie die verdelende manier nie, maar dit klassifiseer of definieer twee soorte mense in die wêreld. Daardie wat altyd bekommerd is en daardie wat geleer het om hulle kommer oor te dra aan die Here. En ek sal nou 'n bietjie meer sê oor wat gebeur daarmee. Maar as ons dan dink aan bekommernisse, dan weet ons tog, net dit van die begin af was mense bekommerd. Kyk nou vir oorlede Adam en Eva. Hulle het daar in die tuin gewoon en hulle het toe oortree en toe kom hulle agter hulle is naak. Nou ja, dit was nou ontdekking, nee, maar toe maak hulle vir hulle klere, hoekom? Want hulle was bekommerd. Wat gaan die Here sê as hy ons hier nakend aantref? Maar hy het geweet hulle is naak. Hy het hulle naak gemaak. Maar nou, omdat hulle skuldig voel, moet hulle self beklee, nou is hulle bekommerd. So van die begin af was daar bekommernisse. Toe die Israeliete uittrek, hulle het bekommer oor kos en water, wat vir hulle baie moeilikheid veroorsaak het, nee. Want hulle was nie tevrede met die voorsiening wat die Here gemaak het nie. Maar so gaan dit aan deur die lewe van elke geslag, elke individu. Daar is altyd bekommernisse. En dis 'n verskynsel wat onder Christene ook voorkom. Dis nie vir ons vreemd nie. Maar vir ons moet dit anders wees. Ons moet 'n manier hê om dit te verstaan. In die eerste plek, baie interessant. Ek het nou in die 1953 vertaling 'n bietjie gelees die afgelope week of twee. In baie plekke waar Paulus skryf, praat hy van die verstand in sy briewe, dat jy met jou verstand moet luister, dat jy met jou verstand moet verstaan. Ek sal eendag 'n bietjie 'n opsommingkie maak.
en vir julle deurgee, maar dit is baie interessant. Ons verstand is betrokke. En daar's baie mense, soos byvoorbeeld die welvaartsteoloog wat vir jou sal sê, gee jou bekommernisse vir die Here en alles is reg. Nou vriende, julle weet dit is nie so nie. Dit werk nie so nie. Die Here verwag dat ons intellektueel met ons probleme moet omgaan, maar ook geestelik. Ons is deelgenote in die oplossing van ons probleme. Die Here het ons verstand gegee, hy het vir ons die skrif gegee, hy het vir ons die gemeente gegee, om mekaar te help, sodat ons bekommernisse op 'n Christelike wyse, 'n geloofwaardige wyse kan hanteer. En ek probeer nie vir julle sê dis maklik nie. Ek probeer nie sê, soos Dousie sing, saartjie, saartjie, moenie worry nie, alles sal regkom. Nee, dis nie wat ek probeer sê nie. Ek probeer sê, daar's maniere om daarna te kyk, en daar's 'n manier om uit 'n Bybelse perspektief na bekommernis te kyk. En Jesus spreek dit dan persoonlik en direk aan in Matteus. Kom ons kyk na Matteus 6. Matteus 6 vers 25 tot 34. Ek het meestal die 1983 vertaling gebruik hierso. As ek nou hierdie lees, dan moet jy na twee goed oplet asseblief. Probeer jouself klassifiseer in terme van daai definisie, van daai benaming, wat een van die twee is jy in terme van hierdie skrif. En die tweede ding wat ek wil hê is, let op na hoeveel keer kom die woord bekommer voor. Matteus 6:25. Jesus aan die woord. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? Die ouer vertalings praat van met 1 el verleng. En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond verbrand word, so versier, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Vers 31, daarom moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Net so tussenwerpsel, hierdie sê vir ons dat die ongelowige aanvaar dat hy is aanspreeklik om vir alles te sorg. En dit loop uiteindelik uit op mense wat alles wil versorg. En ek bedoel daarmee mense wat dink ek kan alles self regmaak. Hy hou dit vir homself. Belangrike punt om te onthou. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Beskrywing van kommer deur Jesus self en die medisyne daarvoor, nee. Belangrike goed om te verstaan. In die Ou Testament, net sommer twee kort opmerkings, in Spreuke 12:25, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer,
bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, dit druk jou hart af, nee. In moderne Afrikaans, jy word depressief. Jesaja 26 vers 4, die omgekeerde. Vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. So, ek kon daar opgehou het, want ek dink jy verstaan wat ek bedoel, nee. Maar kom ons kyk dan kortliks, hoe lyk bekommernisse en hoe die uitwerking daarvan in mense se lewens. Nou, ek dink is baie belangrik dat ons moet erken dat die skrifgedeeltes wat ons gelees het, nie bekommernis ontken nie. Inteendeel, Jesus is terdee daarvan bewus dat dit 'n werklikheid is in die lewens van sy volgelinge. Dit sluit ons natuurlik dan ook in. En dan het hy vir ons hierdie raad gegee. Ek wil net vir u sê, sommer dat ons hier begin, ek het dit later ingesit, maar ek dink ek moet dit nou sê. Ek wil hê julle moenie dink aan bekommernisse as sonde nie. Ek dink dit sou 'n fatale fout wees. Ek ken mense wat baie seer gekry het in die kerk, nie hierdie gemeente daarom gelukkig nie, maar wie se lewensbenadering oor kommer, hulle het baie bekommernisse gehad, deur hulle leraar geklassifiseer is as die sonde en die oorsaak van hulle gesukkel. Asseblief, dis nie wat ek sê nie, dis nie wat die skrif sê nie. Daar's ander oorsake vir baie goed. So, wanneer ons oor hierdie goed praat, moet dit nie veroordelend beleef nie. Beleef dit as inligting, beleef dit as toeligting, beleef dit as die Here wat praat. Daar's 5 opskriffies waarna ons kan kyk van die hoe bekommernis lyk en die invloed daarvan op ons lewens. Die eerste een daarvan is die basiese denkwyse van daai 2 tipes mense. Hulle innerlike toestand, die tweede een, derde een, hulle reaksie op probleme, vierde, hulle houding teenoor ander, en vyftens, die geestelike uitwerking van hierdie benaderings op hulle lewens. Nou, alreeds net deur na daai woorde te kyk, weet ons dat daar 'n drastiese verskil is tussen daai 2 tipes mense. Daai een letterverskilletjie het egter 'n dramatiese impak op jou lewe en ook op jou denkwyse en hoe jy in jou binneste voel oor alles. Nou kom ons kyk net vinnig na die basiese denkwyse. Die warrior met 'n oë fokus op probleme en vra gedurig deur, wat as? Wat nou? Hoe nou? So 'n persoon sien bedreigings oral, alles is vir hulle 'n probleem. Hulle het nie die moed om baie van die goed aan te vat nie. Alles is vir hulle net te veel. Die warrior met die A fokus op God. En hy vra nie wat as nie, maar wat nou, Here? En let op, dit beteken nie hy onttrek nie. Dit beteken nie, Here, hier is my probleme, los dit op en laat weet my wanneer dit reg is nie. Dis nie wat dit is nie. Dit is, Here, hier is my probleem, ek bring dit na U toe, wat moet ek nou doen? Jy is betrokke. Nee, daar is nie so iets soos weghardloop vir jou probleme, dat ander dit oplos en jou laat weet as dit reg is nie. Jy moet die sake hanteer. Baie belangrik. Ons ken almal daai hogere Engelse woord procrastination, nee, uitstel. Dis 'n tipiese eienskap van 'n warrior. Dis so bang die besluit wat hulle neem is ook nog verkeerd. Buiten dat hulle nou al hierdie tyd gemors het. En is 'n gevaarlike ding. Maar hier het jy 'n oplossing, né? Die vegter fokus op God en die roeping wat God vir hom het en vra, wat is die volgende stap? Hierdie persoon sien nie oral bedreigings nie. Hy sien eerder geleenthede om te dien en hy kan dien in sy geroepe omstandighede en dit is vir my geweldig belangrik. Almal van ons wat vanoggend hier met mekaar is, het ander omstandighede. Ons een omstandigheid is dat ons nou hier saam is. Maar as ons hier weggaan, wat by my huis aangaan, is definitief anders as wat by julle huise aangaan. Nee, en dit geld vir almal.
ons geroepe omstandighede. Die Here het ons in daai omstandighede geplaas, omdat hy weet wat hy met ons wil en wat hy van ons wil hê. En aanvaar jou geroepe omstandighede. Dit maak jou lewe soveel makliker. Maar onthou dit nou. Sien die geleenthede, vra Here, help my asseblief om verder te gaan. Wat is die innerlike toestand van hierdie twee mense? Die persoon wat altyd bekommer, is meestal vol angs en onsekerheid. Hulle gedagtes draai in sirkels, kom nie by 'n antwoord uit nie, en hulle het baie min vrede. Interessante verskynsel ook is hulle is jaloers. Hulle beny die welvarendes, hulle beny die mooies, hulle beny die slimmes, en hulle vra altyd, hoekom moet ek so sukkel? Hoekom gaan dit so goed met daai ouens? Hoekom kry daai kind dit reg by die skool? Hoekom met hierdie ou dit? Hoekom dat? Verstaan nie wat ek sê, en ken jy nie sulke mense nie? Is nie dalk self so mens nie. Hulle projekteer weg van hulle self af, aanvaar nie verantwoordelikheid vir hulle lewens nie. Ek is nou jammer, is 'n vreeslike praktiese preek, hier is miskien meer van 'n lesing, maar dis belangrik, né? Dat ons moet bewus wees daarvan, dat ons is betrokke. Wees bewus daarvan, dat van hierdie eienskappe mag in jouself teenwoordig wees, en dat jy dit moet ondersoek na vandag. En jy moet vir jouself kan met eerlikheid sê, ek is so of ek is nie so nie. En dan moet 'n mens dit hanteer. En jy weet, dit is ook nie vreemd aan die skrif nie waar nie. Hoeveel keer in die Bybel lees ons nie van godsmanne, wat gesê het, ek het amper gestruikel Dawid, toe ek gesien het hoe goed dit met die rykes gaan. Asaf skryf in Psalm 73 verskriklik mooi daaroor, baie eerlik. Hoe jaloers hy was, hy gebruik die woord, dat hulle goed gaan met hulle oë peulen uit van vet, sê die Hollanders, nee. Dit gaan baie goed met hulle. En dan beskryf hy hoe goed dit met hulle gaan, en hoe sleg het met hom gaan. Dan sê hy, totdat ek in u woning gekom het, totdat ek voor die Here verskyn het, toe het ek besef, hulle het net aardse rykdom. Ek het volle rykdom. As ek u in die hemel het, wat meer kan ek begeer? Jy sien, maar dis so oud soos die mensdom, so oud is bekommernis, so oud is jaloesie. Ons kyk altyd met oë na ander mense, wat dalk meer liefdeloos as liefdevol is. Die wat vir Wimpie geken het sal weet, sy het altyd gesê, jy moet met sagte oë na mense kyk. As jy kry dit net reg deur die Here, jy kry dit nie reg deur jou besluit nie. Ek kyk nou met sagte oë, ag Willem is so oulik ou. Dit is nou toevallig so, maar jy verstaan wat ek bedoel, nie waar? Ons kyk met sagte oë. Daai ouens het 'n innerlike stryd. Die warrior ou, die vegter, sien ons meer 'n toestand van kalmte, 'n toestand van vertroue, 'n toestand van standvastigheid. Min angs, min onsekerheid. Nie geen nie, maar min. Uit 'n ander manier van dinge hanteer en die lewe hanteer. Sy hart is in God geanker, en sy gedagtes draai nie heeldag om homself nie, en is nie heeltyd besig met probleme nie. Hy ervaar die vrede wat net God kan gee. En baie belangrik is so 'n persoon, ek het dit net nou gesê, is vergenoegd in sy omstandighede. En Paulus sê in Filippense 4:11, ek het geleer om in alle omstandighede vergenoegd te wees. En dan, wat volg daarop? Onder andere, ek is tot staat in alles deur hom wat my krag gee. Vergenoegdheid bring vir jou vertroue ook, en selfvertroue. En 'n mens vergeet baie keer wie was Paulus. Nee, hy kom uit 'n baie gawe huis uit, hoor. Ek vir julle sê, hy het mooi, wat noem as dit robes gedra en juwele en goeders. Hy was nie 'n arm man nie.
Maar hier waar hy hier skryf, is hy in regtig die absoluut teenoorgestelde omstandighede. Hy's arm, hy het nie 'n huis van sy eie nie, hy's 'n gevangene, en hy sê, ek het geleer om in alle omstandighede vergenoeg te wees. Is dit nie vir ons 'n aansporing nie? Ons moet tevrede wees met die bedeling wat die Here vir ons bewerk het. En ons moet vertrou dat die Here volgens sy woord, wat ewig is, altyd sy hand op ons sal hou. Broers en susters, dit is moeilike goed om te doen hierdie. Het is maklik om dit te sê, maar het is moeilik om dit te doen. Om vergenoeg te wees in jou geroepe omstandighede, is, dink ek, nie net 'n voorskrif nie. Ek wil sê, dis 'n moed, dis 'n opdrag. Bedink dit. Hoekom is ek in hierdie situasie? Ek weet nie. Die Here het my hier geplaas. Hy wil hê, ek moet iets doen in hierdie situasie op 'n bepaalde manier vir 'n bepaalde rede. Soek daai redes. Soek die manier. Soek hoe jy gaan diensbaar wees in jou omstandighede. Ja, daai persoon sal ook weer speel word deur dieselfde Filippense, 4:6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Alles, En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hou op om te ooranaliseer, hou op om uit te stel. Ek weet hoe verlammend dit kan wees, ek was ook daar. Maar dan moet jy ook onthou, daar's party goed waaroor jy nie moet roeg nie. Jy moet dit net doen. En dit is nou een van die makliker oplossings, As jou kar se bande glad is, vervang hulle. Ja, Henry, jy kan maklik praat. Weet jy wat kos bande? Ja, ek weet wat kos bande. So ek kan nie al 5 bande môre gaan vervang nie. Dis nou maar een van daai dinge. Ek moet begroot en sê, okay, 2 per maand of 2,5 per maand, as dit net 2 maande. Maar jy verstaan, ek is betrokke. Dis nie net ek sê, ek gaan nie oor worry nie. Ek kan nie die kans vat om gladde bande rond te ry, om my kleinkinders dood te maak en mense op die pad dood te maak nie. Dis iets wat ek prakties moet doen. Dit vat nie die uitdaging weg nie. Ek het dalk nie die geld nie. Maar dan kan ek nie net sê, ag nou ja, Here, sorg asseblief nie. Ek moet eerder gaan en sê, Here, dit is belangrik. Sal U my wys wat om te doen, hoe om te doen, wanneer om te doen. Dis die benadering wat die warrior sal hê. Ja, so dit gee vir ons daai vrymoedigheid ook om vorentoe te beweeg, dat ons vry maak van dinge waaraan ons niks kan doen nie, maar dat die dinge wat ons kan doen, ons wel doen. Dit is die warrior. En dit is hulle reaksie op probleme tot 'n baie groot mate. Ja, en die verskil, dink ek dan, tussen die warrior met die oë en die ander ou, is dalk baie ooglopend, dat daar 'n ongesonde selfgerigtheid by die warrior is. Altyd besig met ek, my. Terwyl die warrior met die A is meer dikwels besig met God te sê, Here hoe, Here help, Here dankie. Daar is 'n verskil. Goed. Hebreërs 13 vers 6 en 7 lees ek vir julle oor die vertroue wat ons kan hê in die Here as my helper. Dis deel van my reaksie as die warrior met die A. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel
tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. En dan die versekering wat daarby kom. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Met ander woorde, dit is jou waarborg. Daar word 'n waarborg gegee. Volg die geloof van julle voorgangers en Jesus Christus self sal julle versorg. Hy is algenoegsaam en hy kan in al ons behoeftes voorsien. Maar nou daar is nou ietsie ook wat van ons vereis word. Kyk, ons leef in 'n tyd van kitsoplossings. Is hierdie ding nog aan? Ekskuus. Leef in 'n tyd van kitsoplossings en ons is so gewoond daaraan om dit self te kan doen. En ek moet eerlik wees, 'n mens kan baie doen deesdae wat jy nie voorheen nie sou kon doen nie. Ek kan my eie boeke doen, ek kan my eie belasting invul, ek kan my eie huisplanne teken, jy weet sulke goeders, daar is soveel hulpmiddels. So om nou te kom en te sê, Here, hier is iets wat ek nie kan doen nie, vereis 'n bietjie nederigheid. Dit vereis 'n bietjie erkenning dat ek is toe nou nie so volmaak as wat ek gedink het nie. Dat die Here is in beheer. Die Here weet hoe. So ons moet na die Here toe kom. En ek het net nou gesê dat baie van ons of van ons sou gesê het, ek sukkel so as gevolg van my sonde. Nou dit mag die sonde wees wat ons mee sukkel. Trots. Trots. Ek is te trots om te vra. Ek is te trots om my nek en my knie voor die Here te buig en te sê, Here, ek weet nie hoe nie, help my. Here, ek het nie, sal U vir my voorsien asseblief. Nee, ek gaan dit self doen. Ons moet met ander woorde 'n bietjie van 'n nederigheid in onsself ontdek. Ons moet bereid wees om ons nek te buig en ons knie te buig voor die Here en te sê, ek weet nie alles nie, ek kan nie alles self doen nie, ek is nie so selfstandig as wat ek gedink het nie. Ek is inteendeel vir alles afhanklik van U. En daarom moet ons ons behoeftes aan God oordra en dit is 'n aktiewe aksie. Maar dit is 'n aktiwiteit, nie? In die teks soos dit geskryf is, in die aktiwiteit, voortgaande aktiwiteit. Met ander woorde, dit is nie eenmalig nie. Ek kom nie net vandag, nou is ek in groot nood, ek moet nou preek en ek het vergeet om 'n preek voor te berei. O, Here, help my asseblief. Nee, dit is, ek het deurgaans hierdie verhouding met die Here. Ek praat tog elke dag met die mense in my huis. So moet ek elke dag met die Here praat en sê, Here, hierdie bekommernis waaroor ons gepraat het, is nou minder. Dankie. Ek voel beter daaroor. Ek het nou al 'n bietjie van 'n handvatsel op hierdie ding. Of Here, hierdie ding is nog te groot vir my. Of Here, ek kan dit nie los nie, help my. Dis aktief. Dis nie net damp dit nie. Nee, dit is nie wat dit beteken, dra dit oor aan die Here nie. Dit beteken nie damp dit op die Here nie. Dit beteken werk saam met die Here. Dat hy jou lei, luister na hom, soek hom, dat hy jou kan help om hierdie probleem op te los. Hou op bekommer, volg die Here. Goed, tot daar dan daai saakie. Ons vierde opskrifie was, wat is die houding teenoor ander mense as jy een van daai twee is? Nou daai ouetjie met die oë, kom jy eintlik by ander mense uit nie. En dit klink dalk vir julle belaglik, maar hoor nou wat ek vir julle sê. Jy sit daar by jou rekenaar, belangrik, né? Jy is nou besig om die maand se rekeninge te doen. En jou kind kom na jou toe en sê, pa, kan pa my help? En sê, gaan weg. Ek is besig met die rekeninge. Moenie my rol nie. Dan kom jou vrou en sy sê, hoor jy so Henry, die geyser is af. En sê, jou probleem, los my uit, ek doen die rekeninge. Nee? Herken julle dit? Ek sien geen ja's nie. Seker net ek. Ok. Julle weet waarvan ek praat, né? Jy is so besig met jou saak en jou prioriteite. Jy kan nie ander ou help nie. Jy maak nie ruimte daarvoor nie, jy dink nie eens aan nie. Want ek is belangrik. Ek moet klaar kry. Ek moet betyds wees.
Ek moet eet, ek moet aantrek. Wat van die res? Jy sien, en dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n beskrywing van 'n toestand. Maar ondersoek jouself of jy nie dalk in daai toestand is nie. Dit kan gebeur. Die teenoorgestelde daarvan is dat die ou is meer beskikbaar. Hy is diensbaar, hy sal eerder dalk sê dat ek net hierdie een transaksie voltooi. Dan sê jy vir my wat jou probleem is. En dan sê ek vir jou, okay, ek hoor jou, ons kan 3 uur vanmiddag daaroor praat. Ons maak 'n afspraak. Jy verstaan, dis nie net 'n direkte afwysing nie. Is okay, ek hoor jou, maar jy moet ook verstaan, ek is nou besig. Kom ons maak ruimte vir mekaar. So daar's daai verskil van 'n fyn aanvoeling te hê vir mense en te reageer op 'n liefdevolle wyse soos wat Christus sou reageer het, eerder as 'n afwysende. Die ander ding wat nogal belangrik is dat mense wat so besig is, die res van ons ontneem van hulle vaardighede. Hulle is dalk 'n baie bekwame ou wat my kan help met my finansies, maar hy is te besig om vir my raad te gee. Of is dalk 'n persoon wat baie goed weet hoe iets werk, en ek weet nie, ek het nou so 'n ding gekoop, maar ek kry net nie hierdie ding in die loop nie. En dan vra ek vir hierdie ou, hoe werk hierdie koffiemasjien? Nee. En dan verduidelik hy vir my hoe werk. Klein dingetjies. Daar's 'n ander ou wat ek weet, die skrif uit sy kop uit ken, en ek soek 'n vers, en ek kan dit nie onthou nie. Ek sê vir hom, waar staan hierdie woorde? En net so gee hy my die antwoord. Maar as hy so besig is met homself, dan onttrek hy al daai vaardighede, al daai nuttighede wat hy het van ons, van die res van die wêreld. Dis dalk ook sonde. Ek weet nie, ek wil nie uit sê dis sonde nie, maar dis wat gebeur, dis die resultaat. Sy houding is nie lekker nie. Terwyl daai man wat met die A gespel word, hy is beskikbaar. Hy is beskikbaar in alle opsigte, né? Om diensbaar te wees met sy vaardighede, met sy kennis, met sy gebreke, om te kan sê, ek is hier, ek hoor jou, ek sal help. So dit is baie belangrik, dit beïnvloed ons houding, met ander woorde, ons bekommernisse beïnvloed ons houding. Dit ook natuurlik 'n geestelike uitwerking op ons. Ek het vir julle daai teks in Spreuke gelees, dat die bekommernisse druk jou te neer, dit maak jou depressief. Dit maak jou dat jy baie stresvol optree. Dit is 'n ongemaklike wêreld waarin jy jou bevind. En in jou sekulêre lewe het dit uitwerking, uitwerking in jou geloofslewe, jou geesteslewe, jou persoonlike verhoudings. Bekommernisse, my broer en suster, om dit nou sommer kort te stel, is nie goed vir jou nie. Is nie goed vir jou nie. Nie goed vir jou fisiese gesondheid nie, is nie goed vir jou geestelike nie jou emosionele nie, nie vir jou verhoudings nie. Bekommernisse is sleg vir jou. Klein Afrikaans. Nou, Jesus sien dit. En hy sê vir sy disippels, moet julle nie bekommer oor al hierdie goed nie. Kyk na die klein dingetjies. Kyk hoe fantasties het ek daai bome daar buite geskape. En daai mynas wat van India afkom. Nee? Hy het dit alles gedoen en hulle word onderhou. Hulle oes nie, hulle het nie skure nie. Ek onderhou hulle. Nee? En so moet jy na my toe kom met daai soort vertroue, dat ek jou sal onderhou, hou opbekommer. Bekommernis verstik die woord. Dit verstik die woord. Dit is soos die gelykenis van die saaiër nie waar die saad het opgekom, daar waar die onkruid was, maar dan staan daar, maar mettertyd het die dorings en die dussels die saad versmoor. En dis wat met ons ook kan gebeur, dat ons kry die saad, ons hoor dit, jy hoor nou vandag hierdie woord, en dit tref jou dalk, en jy hou dit in jou hart, maar môre begin jy weer bekommer, en dinsdag ook, en woensdag, en so aan, en dan kom daai bekommernisse, en smoor daai saad in jou hart, en het gaan dood,
en jy is net weer waar jy was. So die dieper grond moet bewerk word hierso. En dit gaan jy nie op jou eie reg kry nie. Jy sal aan die Here moet erken dat Here, ek maak nie ruimte vir U nie, ek maak nie ruimte vir U woord nie, maar ek wil my aan U oorgee, help my, berei asseblief die gronde voor. So dis waarheen ons gaan. So opsommend, die persoon wat altyd bekommerd is en wat altyd probeer om beheer te hou, kom meestal tweede. Terwyl die persoon wat hom oorgee aan die Here en sy bekommernisse oorgee aan die Here, leef, om het my nie verkeerd verstaan nie ryk nie, weet, duisende geld nie, maar leef ryk. Wanneer jy vryheid het, is jy ryk. Vryheid van sorge, vryheid van sonde, vryheid in die Here Jesus Christus, dan is jy ryk. Moet jou nie verknies oor aardse rykdom nie, maak skatte by mekaar, waar mot en roes nie kan vermeel nie. Bekommernisse, dit is die interessante vir my, ons ken dit baie goed, maak jou 'n gevangene van moontlikhede wat meestal nooit gebeur nie. Ek het my al vrek bekommer oor goed en hulle het nooit gebeur nie. Dan voel ek nogal skaapagtig, nee. Dat hoeveel energie het ek hier ingesit en kyk wat het gebeur, niks. So, moet jou nie bekommer oor goed wat jy nie oorbeheer het nie en wat jy nie eers regtig verstaan nie. Moet nie laat bekommernisse jou 'n gevangene maak nie. Word dan liewer 'n vegter in diens van die Here. Aanvaar dat hy jou liefhet. Aanvaar dat hy jou sondes vergewe het as jy dit voor hom bely het. Aanvaar dat sy beloftes waar is. En leef in vryheid voor die Here. Leef as 'n vegter, maar nie in 'n aggressiewe sin nie. Die dienende persoon wat veg vir die evangelie en vir die mense van die Here. Moet jou nie kwel oor klere nie. Soek eers die koninkryk van God. En dan vertrou ek sal ons kan wees soos Dawid, wat gesê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Amen. Kom ons dank. Here, ons dankie vir U woord, al is dit gebrekkig gebring. U gebruik ons as instrumente om oor te dra dit wat U aan ons wil sê. En ons dankie, Here, dat ons elkeen aangespreek word op ons bepaalde probleemarea, die plek waar ons sukkel, die plek waar ons nie kan regkom nie, wat ons regte hulp nodig het. Ons vra U hulp daarin, dat ons sal met volle vertroue in U vorentoe gaan. Help ons, Here, om nie onnodig te bekommer nie. Natuurlik bekommer ons as ons kinders alleen uitgaan saans. Natuurlik bekommer ons as dit haal, wat ook al die geval mag wees. En U weet dit. En dit is die wonder daarvan, dat U ken dit. U was self mens gewees. En ons weet dat U nie verwag dat ons gevoelloos deur die lewe moet gaan nie. Dat ons onsensitief moet wees nie. Nee, ons mag bekommer. Maar ons moet ons kommer met U deel. En U sal ons lei na die oplossing. Na 'n goeie uitkoms. 'n Uitkoms wat U sal verheerlik. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag die Here julle seën en behoed, mag hy julle sy vrede gee. Amen.